Because
met ons is en U dit beloof en tot aan die volleinding van die tyd, Here, sal U met ons wees. En dankie, Here, dat daar die vastigheid is in Jesus Christus. En ons dank en eer U. Dank vir die goedheid in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Dat jy saam is. Nou vir die grootste waarheid. Klap die reg kry. Prys sy naam. Amen. Ek wil graag vanmôre met jou 'n gedeelte, daai bekende gedeelte weer eens lees in Spreuke 18 vers 21. Daarop sit die baie bekende gedeelte in Spreuke en ek wil graag net weer vir jou herinner aan dit wat ons met ons mond praat, dit wat ons sê met ons monde. En veral die laaste tyd, moet ek dit sê, in my persoonlike lewe het die Here regtig met my kom praat oor wat praat ek, wat sê en 'n mens kan so vinnig in die tye waarin ons leef, so vinnig, wil ek sê, verval in hoe die wêreld praat en hoe mense praat wat geen hoop het. Ons kan so vinnig ons oë hou op al hierdie dinge wat so moeilik is in die toestande rondom ons, in die regering en al die goede rondom ons, dat 'n mens moet versigtig wees dat jy nie in dit inval en dan selfs as kind van God begin praat soos die wêreld en half seker ook nie half nie, dink jy mense bedoel dit dalk so, maar voor jy kom kry dan praat jy goed wat die Here nie wil hê. Ons moet besef dat ons identiteit, wie ons is in Jesus Christus en alhoewel buite omstandighede invloed het, moet dit nie invloed hê, want ons weet wie ons is. Die Bybel leer duidelik, en ek herinner net elkeen, die Bybel leer duidelik oor wat ons praat. Ek gaan so 'n paar skrifte net rondom dit aanhaal en jou net herinner, en dan op die einde is daar so 'n lys wat ek amper wil net aanhaal, dat ons dit verklaar in ons lewe en nie in die verkeerde praat sal val. Maar kom ons sê dit oor hierdie skrif, dit is baie bekend, hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So sonder enige, ek wil nie net 'n skrifgie uit konteks aanhaal nie, dis binne konteks wat ek wil praat oor, wat die Bybel sê, Jakobus praat oor dit in 'n paar van die skrifte aanhaal, maar hoor gou dat die Bybel is duidelik dat daar krag is in wat ons praat. Ons sê dit net weer vir mekaar. En dan sê ook duidelik dat ons die vrug daarvan sal eet. So, hoor gou mooi, ons gaan dit wat ons praat, gaan ons word en gaan ons wees, en dit wat 'n mens soms bedink, begin praat jy en jy word dit. So daar's hierdie krag en ek wil regtig net op hierdie skrif, en ek gaan nou 'n paar dinge net sê rondom dit, maar net rondom hierdie, onthou die vrug daarvan gaan ons eet. So die vrug van my praat, gaan ek, dis maar soos die saai en die maai, of wat ek saai, maai, en een van hierdie dinge wat die Here ons regtig weer waarsku en vermaan in liefde is, wat by ons mond uitgaan. So kom ek sê net gou, ek net gou 'n paar dinge nou, net voor ek hierdie noem oor hoe ons woorde krag het, ek weet daar was so, of daar seker nog steeds so leerstelling of wat kan dit noem, wat mense volg dat hierdie klein en proclaim, amper hierdie teaching wat so gegaan het, van net alles wat ek, soos ek nou sê, ek soek nou vandag hierdie, dan gaan ek dit kry. Of ek soek hierdie
seën hierdie goed en ek gaan dit so kry. So alles wat ek sê, dit kry ek. Dis nie waarvan die Bybel praat nie. Dis nie op daai terme wat hy dit sê dat net sommer nou alles wat ek gaan sê gaan ek kry. Dis nie so nie. Dis regpraat omdat ons in Christus is. Dis woordpraat omdat ons in Jesus is. Net op waarin wat ek net wil sê, God het ons die vermoë gegee om te kan praat. Party praat meer as ander. Statistieke sal sê dat vrouens praat meer as mans. En nou rondom dit, ek sê deur ons woorde wys ons wat in ons harte aangaan. En ek wil weer sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Skrif, en nou weer by die skrif. So wat in ons harte is, kom baie keer by ons monde uit. Dis, en daar toets ons, jy toets eintlik wat in iemand se hart is. Jy kan na daar kyk en dit gaan by die mond uitkom. Praat die hele tyd net oor dit. Ons woorde beïnvloed ander mense. Ons moet onthou dat ons voor God verantwoordelik is vir wat ons praat en sê. Dit is net so dat hulle dit sê, en nou die skrifte aan, hy sê ons woorde, en is nie dat ons hierdie krag, wat ek nou gesê het, ons praat en dinge nou soos ons, of dis eintlik meer as dit, daar's lewe en dood daar. Ons kan net deur iets te sê, is dit nie dieselfde soos God wat skep deur sy woord nie, daar's so nee, ons praat lewe vanuit God wat skep. Maar ons woorde kan mense seermaak of bemoedig. Wie ken dit, wie verstaan dit, wat ons praat, kan mense regtig seermaak, maar ons kan ook mense bemoedig met ons woorde. Ons woorde kan mislei of die waarheid leer. Ons woorde kan verhoudings herstel en versoening bring. Ons kan deur ons woorde mense na Christus en die waarheid van die evangelie wys. Dit was ietsie wat hier in my hart kom. Kom ons sê dit gou weer vir mekaar. En ek wil dit net gou weer sê, moenie Jesus Christus se naam uitelik gebruik nie. Asseblief kind van God, as jy kwaad raak of skrik of jy dit op kry dit uit jou sisteem. Die woord van God sê een wat sy naam uitelik gebruik sal nie ongestraf wees. Daar straf daarop om die Here se naam net te gebruik soos jy wil. En daar's ook 'n teaching rondom dit, maar ek wil hê ons moet net weer kyk na wat ons praat. Ons kan met ons woorde nie regtig 'n wêreld skep nie, maar ons woorde het die krag om mense se lewens te beïnvloed. En wie raak ons woorde die meeste? Dit raak onsself wat ons praat, dit raak mense rondom ons, dit raak die geeste mense wat hoor wat ons praat en sê, en ons kan bekend maak in die geeste mense die grootheid van die Here. En ons is kinders van die Here. Sê weer, jy ken die verstaan dit, kom ons kyk net weer, hoe praat ons? Hoe praat ons ook met die wêreld aan? Hoor wat sê Matteus 12:34, word ander geslag. Dis sommer 'n regte woord en sê, hoe kan julle wat sleg is goeie dinge praat? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat goeie dinge tevoorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. So ek sê weer wat in ons hart aangaan, wat ons binneste beïnvloed, kom baie keer by ons mond. Ons praat en ons sê hierdie goed. Sê, wees versigtig dat wat in jou mond uitkom is baie keer wat in jou hart is. Ander geslag, hoe kan julle wat sleg is goeie dinge praat? Wat gaan in jou hart? Wat gaan daar binne? Kry jou hart, kry jou denke, jou hart vol van Jesus Christus. Het jy al agtergekom dat as iets dan nie lekker is of dit gaan nie goed, jy begin praat daaraan oor hoeveel krag dit het. Jy praat jou sommer nou in een of ander oppressie of 'n depressie. Jy praat jou sommer nou in een of ander moedeloosheid. En hoe meer jy dit praat, hoe moedeloos word. Hoe meer jy dit sê, hoe meer negatief word. Wil dit weer sê, daar is dan navorsing oor hierdie goed gedoen, dat wanneer ek praat, selfs dieselfde in my
liggaam reageer op wat ek praat. Daarom het ek dit al gesê, ken daar voorbeeld, iemand sal bleek lag lyk, en jy kom nou toe en sê, jy jong, jy het liggaam bleek, as jy siek. En dadelik is daar iets wat gebeur, en wonder jy, oké, maar is dit nou so? Jy weet, nou voor jy kom kry, terwyl jy nog dink aan, ek raad jy, as jy nou is bleek, terwyl jy nog dink aan siek, dan is daar so een wat aan pyn nog net uitkom. Voel jy ook so met die pyn in die heup, of in die knie, of iets net, of die pyn in die kop. Dis vir die krag van woorde, maar dink net as jy dit omswaai en sê, kyk hoe mooi dit, kyk hoe goedlik jy vandag, hoe inspraak daar die woorde. Daardeur sê ek nie, dat wanneer jy liggaamlik siek is, en jy is siek, dat dit verander, jy hoor net die krag wat daar is, en wat ons sê. Jakobus 3 vers 5 tot 6, gaan net so deur die skrifte gaan, hy sê, soos die tong, ook 'n klein lid en roem groot. Kyk hoe groot bossteek, 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van die ongeregtigheid. Soos die tong onder ons lede, dat dit die hele liggaam besmet, en die wiel van die geboorte aan die brand steek, en dit word deur die hel aan die brand gesteek. Iets wat hy maar net sê, die tong is klein, maar dit kan groot dinge veroorsaak. Groot dinge kan vanuit dit gebeur, inteendeel, dit steek 'n vuur aan die brand, sê die Bybel. So kan een klein woord of iets wat jy maar dink eenvoudig is, wat jy net vir iemand sê, steek iets groot. Kan ek dit weer sê, wat ons praat het 'n invloed op mense rondom ons, op dinge rondom ons en goed rondom ons. Kom ons kyk as kinders van die Here, wat ons praat, en wat ons sê. Ek wil dit graag weer herinner, ek sê dit nog nou oor, maar wil ons moet dit net vasvat. Woorde kan mense opbou of afbreek. Dit kan bemoedig of seermaak. Wees versigtig met wat uit jou mond gaan en wat se woorde jy praat. Mattheus 12:36 sê maar ek, of kom ons sê, hy sê ja, maar ek sê vir julle dat van elke uiteindelike woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Hoor gou mooi, elke woord in terme van dit word neergeskryf, elke woord word immers opgeneem of opgetel en neergeskryf. Elke woord sal daarvoor rekenskap gegee word. Daarom laat my woorde vir God reg wees, laat my mond voor God reg is. Weet jy, al wat my woorde sal vir God kan vergewe, is die bloed van Jesus wat rein. Die bloed van Jesus, as ek kom en sê, Here, ek het verkeerd gepraat, Here, ek praat negatief, Here, ek praat nie die hele tyd dood, vergewe my asseblief, dan kom die Here en sê, as jy opreg is, dan kom ek en ek was dit weg, my bloed was dit en reinig jou ook van jou woorde. Ek het al soveel keer gesien, veral kinders van God, kind van die Here, hoor gou my, wil jy moet dit gewoon mooi hoor gou. En ek weet ons hoor dit, ons weet maar luister gou, en ek sê dit vir my, vir ons elkeen, kind van God, jy wat Jesus Christus is, jy wat die Gees van God wat in jou woon, jy wat verklaar, ek is gewas deur die bloed van die lam, dit lyk vir my, daar is geweldige, nog ernstiger en dringende krag in wat jy as kind van God praat. Kan dit oor en oor sê, kind van die Here, hoor mooi, jy kan nie maar net praat soos jy wil, en sê wat jy wil, en vloek soos jy wil, en moeilik wees en praat, ons kan nie, ons gaan vir God staan met ons woorde, ook eendag. Kom ons kyk wat ons praat, ons praat so net die siekte, en praat so net die dood, en praat so net die vernietiging, en praat net hoe dit gaan. Jy weet, ons het so slim geword, ons sien seker goed, en dan besluit ons sommer klaar hoe dit gaan opeindig. Terwyl ons God en wat alles kan doen. Kom kry die amies, gloei nie as die God van die onmoontlike nie. Gloei nie, soos wat hy wonder
wonderwerke gedoen het in die Bybelse tyd, kan hy dit ook vandag doen nie. Groei nie, dat hy nog steeds die see kan oopmaak, is dit nodig om dit oop te maak nie. Die Bybel sê, is dieselfde God gister, vandag tot in alle ewigheid. Groei nie, dat wanneer jy sy woord praat, en praat wat hy sê, alreeds vir jou lewe, dat my identiteit, ek is kind van God, ek is syne, ek is duur gekoop, die vyand het nie reg op my lewe nie, hy kan nie kom maak wat hy wil nie. Groei nie dit, wat hy sê, en wat God sê, is waar nie. Streffend, dat ons oor hierdie goed twyfel, by tye, as dit baie keer nie goed gaan, in ons lewe. Ek sê dit vir julle, sê dit, elke woord, sal ons vir God rekenskap moet gee. Efesiërs 4 vers 29, net vir ons is amper klaar, Efesiërs 4, 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die een wat dit hoor. Ja, ons wil baie keer weer wat ons praat en die tel wees by ander. Dan lag ander ook nog as ons hierdie goed sê, of die lelik goed of die vuil goed sê, woord van God is duidelik, my woorde maak saak. As kind van God, maak dit saak. Kan ek het weer herhaal? My woorde krag, lewe en dood. Bou dit ander op. Bemoedig dit ander. Praat my woorde die waarheid in liefde. Moenie woorde gebruik om ander af te breek nie. Laat jou woorde genade bring, hoop bring, guns bring, seën bring vanuit God se woord. Voordat jy praat, is dit wat jy gaan sê, waar? Is dit nodig om dit te sê? Sal dit iemand opbou? Sal dit genade bring? En bo alles verheerlik my woorde Jesus Christus. Sekerlik die belangrikste. So as ek sê ek kan, as ek sê ek wil, of ek sê dis nie moontlik nie, dan praat ek amper in ongeloof voor God. Terwyl hy sê, alles is moontlik. Psalm 19:15, weet of hy nou heel laaste is nie, voor die ander is op die einde, maar gaan hom nou daar lees, maar kom ons wil gou hierdie, ek wil gou deur hierdie lys net gaan, wil ek nie dit gou, sê weer alles wat ek gesê het, al baie gehoor. Ons gaan nou bid vir ons stonde in ons monde om Jesus te praat, maar ek wil gou hierdie, net gou met die deel, my nooit weer lys. En kyk dit gou, wil jy moet gou saam met my kyk en dan vra die Here om te help met dit en daardie skrifte kan ek sal dit stuur of wat ook al. Hy sê nooit weer sal ek bely, ek kan. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Amen. Nou baie sê ons nie, ek kan. Nooit weer sal ek gebrek bely nie, want my God sal elke behoefte aan julle, van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dink net hieraan. Hy het dit klaar gesê, dis vas. Hy het gesê vanuit sy rykdom help hy sy kind. Vanuit sy oorvloed is hy met ons. Vanuit sy sorg vir ons is hy ons voorsiening. Moenie spreek, ek kan nie of ek het nie, of ek is arm, of ek het maar net die minste altyd nie, of ek die goed nie, swaai dit om. En ek sê weer, ek praat nie van klein en klein, daardie iets, ek praat van ons sê wat Jesus reeds gesê het. En kom ons as kinders van God, ons weet een ding, dat God het nog altyd op sy manier gesorg en voorsien en deurgekom. Nie altyd met ons dit wil hê nie, maar prys God, was hy nie maar nog altyd daar nie, het hy nie maar nog altyd gesorg en voorsien nie. Selfs as jy dink jou bankrekening is leeg, of jy het nie of dit nie of goed nie, was hy daar en hy het deurgekom. Ons het 'n
Hy is die God wat voorsien, maar ek kan bely, my God sal elke behoefte van my voorsien, na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. En my mond sal dit sê, want dis nie my woord nie, dis die lewende God se woord, wat tot in alle ewigheid bly staan. Amen. Amen. Jesus naam. Nooit weer sal ek vrees bely nie, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Vrees in die naam van Jesus. Kry jou ry. In Jesus naam. Gaan. Wat God het gesê. Wat God het gesê. Nooit weer sal ek twyfel of gebrek aan geloof bely nie, want God het aan elkeen die maat van geloof gegee, Romeine 12 vers 3. Nooit weer sal ek swakheid bely nie, want die Here is die toevlug van my lewe, Psalm 27:1. Die volk wat hulle God ken, sal sterk wees en kragtige dade doen, Daniël 11 vers 32. Nooit weer sal ek die oorheersing van Satan oor my lewe bely nie, want hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Nooit weer ek sê wat God het reeds gesê, en ek glo wat hy sê, en ek praat wat hy sê, al sê die tydelike ook wat, die tydelike bly tyd, of die sigbare bly tydelik, prys God, die onsigbare tot in alle ewigheid. Hier praat ons dan wat God sê, ons praat in die onsigbare in oor ons lewens en oor ander mense se lewens. En terwyl ek hierdie nooit weer lys oor jou spreek ek dit in Jesus naam oor jou lewe, en die Bybel sê, daar's nou krag in wat ek sê. Daar's krag in wat ek sê in Jesus naam. Daar's lewe in wat ek sê. Nooit weer sal ek sê dat ek wysheid kortkom, maar uit hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. As jy wysheid kortkom, bid dit van God, sê sy woord. Amen. Ons wysheid is uit God. Nooit weer sal ek siekte bely nie, want deur sy wonder het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Ja, dit is dieselfde, al is mense siek. Al sterf mense van siekte, hy is nog steeds die geneesheer, hy maak nog steeds gesond, en die siekte sal nie oorwin tot in alle ewigheid nie, nooit nie. Dis wat hy sê, dis wat sy woord sê. Bely nie meer hierdie ding oor my nie. Ek sê wat die Here sê, nooit weer sal ek bekommernis en moedeloosheid bely nie, want 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Bekommernis in Jesus naam. Daar gaan jy. Hoekom? Want Jesus sê. En ek sê dit terwyl ek sê, hulle sê dan vat my gedagtes, ja, my pyn en al my dinge, en kyk hoe lyk dit in die wêreld en al hierdie goede en al die probleme om my. Dis juist hoekom ons dit sê, dis juist hoekom ons God se woord praat, dis juist hoekom kinders van God reeds nou al leef vanuit die koninkryk van God. Sy woord sê, ek sit nou al saam met hom in die hemelse plekke. Daarom kan ek nou al sy woord gebruik, sy woord praat, sy woord sê, want ek doen dit vanuit wat Jesus Christus reeds gedoen het. Amen. Prys God. Het nog 2. Nooit weer sal ek gebondenheid bely nie, want waar die gees van die Here is, daar is vryheid. 2 Korintiërs 3:17. My liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Nooit weer sal ek veroordeling bely nie, want daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daarom is ek vry van veroordeling. Jy wil dit moet speel. Wil jy nie dit vat, jy wil nie vanmorgen dit sê, dit begin praat. Nee, nie goed begin sê nie, weet jy wanneer moet ek dit
praat wanneer dit nie goed gaan. Wanneer alles om my voel, dit wil stop. Nie wanneer dit goed gaan en alles loop mooi nie. Dis mos dan nou maklik om hierdie ding te sê. Dat jy spraak wanneer ek siek is, jy spraak wanneer is almal sê die land en dit gaan so. Moet jy hierdie dinge oor my kinders roep en praat, terwyl dit soms moeilik gaan en sê, wat God behaag geloof nie. God hou van iemand wat goed, wat hierdie dinge kan sê, al sien het. Hoor gehoor, dis 'n pad om te stap hierdie om in geloof dinge te sê wat God sê, en om jou lei dit anders, om dit voel dit lyk anders. Dis wanneer ek die koninkryk van God, wat in my woord, praat en spreek, en dit laat kom, in my situasie, en rondom my. Dit is so belangrik, dat ons net sal praat met die Here sê. Ons kry dit hier in die Bybel, die kende Dawid, wat moedeloos raak en spreek oor homself. So baie wat dit moes doen, en na God uit, en dan praat hulle woord en skrif. Die hele psalm sien dit, dwars hierdie psalmskrywer, dan sal hulle oor hierdie nood praat, of waar hulle is, of wat teen hulle is, of wat teen hulle van vyande goed, maar dan sal hulle afsluit, maar my hoop is in die Here. Ek sal die Here vertrou. Ek sal die Here God vertrou. Ag, ek bid so, dat jy volwasse sal wees in Jesus Christus. En 'n volwassenheid sê, ek praat wat die Here sê. Ek praat sy woord aan my doen. Want praat ek saam met hulle, maak ek dit groot, dit raak so groot om my, so rond, as ek praat oor hoe ek sukkel sieklik of finansies, al hierdie dinge, dit raak al groter, ek maak het al groter met my mond, terwyl God wil hê, ek moet hom groter maak oor die situasie, ek moet geloof praat, as die vyand kom met die goed, moet ek God prys en sê, die Here is baie, hy is oorwinning, hy klaar oorwin, en Jesus, wat is 'n klomp, wat ek nog wil aanhaal rondom, wat die Bybel sê, of wat ouens geskryf het oor geloof. Daai laaste skrif hier, dis die laaste skrif, Psalm 9, vers 15 baie bekend. Hy sê, laat die woord van my mond en oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Hy roep me, Here, dat wat in my hart is en in my mond is, voor God aanvaarbaar wees. Wil jy nie gou saam met my staan nie? Dan gaan ons nagmaal doen. En dis my gebed wat ek dan vra, by die nagmaal vanmôre, dat die Here jou mond sal kom aanraak, tyd om te sterf, dat ons kan praat wat hy sê. Verstaan mooi, ek sê nie, ek wil nie daai proclaim en daai dinge, nou alles wat ek praat van dat wanneer ek regtig net hierdie seer dinge, die moeilikheid, die siekte, die dood, die my gemoed, hierdie dinge vir my is, dat ek dan sal nie vir stil bly as ek dan niks wil sê nie, maar God se woord sal praat. Mense, dis baie keer moeilik, ek weet. Dis hoekom die Here so ernstig is oor ons tonge en ons dit vermaan, daar's lewe wat ons self dood. Ons stuur dit, ons rig ons eie lewe oor wat ons praat. En kan ek net weer herinner, daar is ons in vandag baie dinge om oor te kla. Dis regtig, daar's boeke vol wat ons tans kan skryf oor die wêreld en aarde om oor te kla. Maar ons is kinders van die lewende God. Ons tonge en ons monde
is ook gewederbaar deur die bloed van Jesus. Kom ons praat dan, kom ons praat soos 'n kind van God. Voor jy jou man of vrou of kinders wil sleg sê of mense seën dit is. Ek praat nie van vermaning reg, ek is so sê, dis ondermoenie in liefde vermaning, soms moet ons dit reg sê, dit is te so, maar dan seën ons. Ons seën ons weer, ons seën eintlik met daardie woorde van die waarheid van wat God se woord sê. Amen. Here, laat my hart, my mond, my woorde en alles van my hart welbehaaglik voor die mense. Asseblief, Here, help my. Help my. Vader, in die naam van Jesus, ek bid nou vir elkeen hier. Kom nou, ook as ons nou na die nagmaal toe gaan en ek vra die seën op dit wat ek weet ook daar op Golgotha, toe die laaste asem uitblaas toe al die bloed gevloei het, was dit ook dat ons kan glo en praat wat U sê in Jesus naam. Asseblief seën mekaar met God se woord. Seën jou huwelik, seën jou werk, seën jou finansies, seën alles behoort aan God. Maar praat wat Hy sê. Here, help ons dat ons vuil woorde sal uit ons mond hou. Help ons, Jesus. En as daar enige ding is wat ons gepraat het oor die laaste tyd wat nie welbehaaglik voor U is nie, kom ons opreg na U toe. Of dit oor ons lewe is, of ons dit oor die kerk is, of dit oor ons familie is, of wat ook al is, kom ons na U toe en ons vra, vergewe dit asseblief. Here, vergewe ons woorde tot vandag toe wat U nie behaag het nie. En ek wil bid dat die bloed van Jesus dit nou sal kom wegwas voor elkeen en elke woord wat nie voor U reg was nie. En ons swaai dit nou om en sê, help ons, Here, ons wil ons tonge vra, raak ons mond, ons woorde aan, en dan wil ons doelbewus dit kies om God se dinge te praat en sy woord te praat. In Jesus naam bid ek dit nou. Terwyl elkeen by die nagmaal stil staan nou, bid ek, raak die mense aan, ook die kinders, Here, asseblief. Raak ons monde aan in Jesus naam en ons woorde voor U sal regwees. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat U voortkom so by die nagmaal gebruik. Baie dankie.